Hallo graad 7's. Ons is besig met die natuurwetenskap en kom ons begin weer van die begin af. Ons het gesê ons kyk na die klassifikasie van lewende organismes. Ons het gepraat oor Monera, die bakterieë, Protista, malaria, plankton en alge. Fungi is die swamme soos broodmuf en sampioene. En dan met plante het ons gehad mos en varings wat spore het. Ons het gehad gymnosperm wat kele het en wat gym toe moet gaan. En dan het ons angiosperme. En angiosperme kan wees monokotiel of hulle kan wees dikotiel. En dan het ons diere. So ons kyk nou in hierdie video na die diere. Hier, daar sy. Okay, so hoe eet diere? Diere eet of plante of ander diere. Jy weet dit mos. Hoe beweeg hulle? Kan hulle beweeg? Ja, natuurlik kan hulle beweeg. So hulle is mobiel. En voortplanting is net seksuele voortplanting. So, nou, hoe klassifiseer ons hulle verder? So die ryke wat ons gehad het, was mos Monera, Protista, fungi, plante en diere. En ons is nou by die diere. En dan onder die ryk kry ons die filum. So ons kyk nou elke een van hierdie net nog op en nog op en nog op. So die filum kom volgende. En by diere gaan ons kyk na gewerveldes en ongewerveldes. So ons het ryk, filum, klas, orde, familie, genera en spesies. So ek hoop jy ken teen die tyd nou die ryke en ek seker jy het al van spesies gehoor. So dis ryk, filum, klas, orde, familie, genera en spesie. So jy kan dieselfde soos wat ek gesê het met die ryke, kan jy ook vir jou so hierdie R en F en K en O en F en G en S so 'n rympie uitmaak, sodat jy dit makliker kan onthou. Want ek weet, om sulke lyste te onthou van woorde wat weird is mos nie maklik nie. Nou, kom ons kyk nou na die gewerveldes en die ongewerveldes. So, gewervelde diere, so dink aan rugwervels. En ons noem hulle in die wetenskap chordata. So chordata beteken hulle het so dink aan die woord cord. Hulle het 'n koord. Hierdie is my koord, hier agter wat my kop aan my rug verbind. Jou ruggraat, dink daaraan, dis 'n koord, chordata. So dis 'n ruggraat en dit is jou wervels en ons noem dit ook 'n endoskelet. So jy weet wat 'n skelet is. Endo beteken binne. Want jou bene is binne in jou lyf. En ek wil net weer sê, as jy nou hierdie goed leer, moenie na al hierdie woorde kyk en uitfreek en dink, nee, ek kan nie. Kyk na 'n prentjie in jou kop. Jy is 'n chordata. Wat het jy? Jy het 'n ruggraat en jy het wervels. En waar is jou skelet? Binne in jou, nie buite nie.
Okay, so ons kry verskillende tipes kordata. So ons kry visse, amfibieë, reptiele, voëls en soogdiere. So dis die 5 daar. En dit is almal kordata. Hulle het almal koorde in hulle nek. So moenie probeer uit jou kop uit gaan leer nie. Kry 'n prentjie van 'n vis in jou kop en beskryf dit vir my. Hulle is koudbloedig. Hulle lewe in die water. Wat het 'n vis? Hulle het vinne en kie. Hierdie is 'n interessante woord, né? Kie. Dit is die daar waar hulle asemhaal. Jy ken seker visse as jy naby die see bly. Okay, dan het ons amfibieë. So moenie uit jou kop uit probeer leer nie. Onthou, dink net aan 'n padda. Sit 'n prentjie van 'n padda in jou kop en beskryf hom. Hulle is koudbloedig. Hulle is aangepas om in die water en op die land te lewe. En dan reptiele. So, dink aan 'n slang. Slang en skilpad. So hulle is koudbloedig. So hulle bly op die land. En omdat hulle koudbloedig is, lewe hulle op die is hulle gewoonlik aktief wanneer dit warm is. So hulle bloed is koud, so hulle wil in die warmte wees. Jy weet, dit is soos akkedisse wat so in die son lê en bak want hulle bloed is te koud. So hulle het ook droë, harde velle, of soos 'n slang wat skubbe het, of soos 'n skilpad wat 'n dop het. So as jy hierdie goed moet verduidelik, beskryf net die prentjie wat in jou kop is. En voëls is dan aangepas om te vlieg, want hulle bly in neste of op die grond of gewoonlik in bome. En dan 'n soogdier is diere wat nie eiers lê nie. So ons sê hulle gee lewend gebore, hulle het lewendige gebore kleintjies. So dit beteken basies hulle kom nie uit 'n eier uit nie. So visse lê eiers, paddas lê eiers, slange en skilpaaie lê eiers en voëls lê eiers, maar soogdiere lê nie eiers nie. So kom ons kyk dan gou hierna. Hierso praat hulle nou van die liggaamsbedekking. Hoe beweeg hulle en hoe die liggaamsdele wat vir voortbeweging gebruik word. Komplekse sin, maar basies watter het hulle arms of bene? Hoe beweeg hulle? En so ek het reeds vir jou gesê, kry 'n prentjie in jou kop. So 'n vis het skubbe, hulle swem met hulle vinne. 'n padda het skubbe, hulle spring en hulle swem. So, hulle het 2 agterbene wat so lank is sodat hulle kan spring. En hulle voete het mos so geweb sodat hulle kan swem en die water so hark sodat hulle vinniger kan swem. Okay, reptiele soos 'n slang het 'n droë vel met skubbe en 'n slang seil, so hy het nie bene nie. Maar 'n skilpad het 'n dop, hy kan loop en hy het 4 bene. Okay, kom ons kyk na die voël. 'n Voël het vere en skubbe. Jy dink aan die voël se nek is so skubbelrig. Hulle kan vlieg en hulle kan loop, so hulle het bene nodig en hulle het vlerke nodig. En dan soogdiere het hare of 'n pels, so 'n pels is maar net hare oor jou hele lyf. Hulle kan loop en hardloop.
So hulle het 2 pare bene. Ons is ook soogdiere, maar ons ander bene is hande. So ons het arms en bene in plaas van 4 bene. So hierdie deel dink ek nie is vreeslik moeilik nie, want dis net prentjies. Onthou net die prentjies. Die ongewervelde diere is nou weer bietjie moeiliker woorde. So ons doen dit weer in 'n volgende video. Goed, bye.